Dierbare Here Jesus, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om hierdie dag weer om u woord te kan sit. Ons harte is ontvanklik vir die woord, Here. Ons wil die woord hoor, ons wil die woord in ons hart vasmaak en ons wil daders wees van die woord. Laat dit vir ons so wees. Dankie Here vir die seën wat op die prediking van u woord rus in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek wil met u begin praat vandag oor 'n gedagte wat vir my baie naby aan die hart lê. En dit is, wanneer ons na God toe uitroep, antwoord die Here mos vir ons. Dis mos wat die Bybel ons leer. As ons roep, dan antwoord hy. Nou, wanneer God uit die hoogte, uit die hemele uit, hom neerbuig na die aarde toe om vir ons te antwoord in ons gebed. Met ander woorde, in die Engels is dit so mooi, when heaven meets earth, that moment, daardie moment wat ons ervaar dat hier is 'n bonatuurlike ingrype van God, that very moment you will experience a divine intervention. Net is hierdie divine intervention waaroor ek met u wil praat, wat ek met u wil deel, wat die Here aan my deurgegee het en aan my oopgebreek het, kosbare waarhede, en ons wil die Here vertrou dat u ook hierdie goddelike ingrype van God sal beleef in u lewe. Wonderlik, kom ons kyk na die woord van die Here. Psalm 18 vers 17 in die Lewende Bybel lees ek vir u, en dit sê, uit die hoogte het hy die Here my vasgegryp en my uitgetrek uit die diep water. Vers 19 sê, maar die Here het my bewaar. Vers 20 kom hy en hy sê, hy die Here het my na veiligheid gebring en hy het my gered omdat hy my lief het. Hoor wat sê die Amplified Bible. He reached from on high. He delivered me from my strong enemy. The Lord was my stay and he was my support. He was delivering me because he was pleased with me and delighted in me. Is dit nie kosbaar nie? Hierdie laaste gedeelte uit die Amplified het my so aan die hart gegryp. God was verheug oor my. Hy het 'n wonderlike liefdeservaring beleef. Hy sê, he was pleased with me. Met ander woorde, ek het hom behaag. En dit is wat so wonderlik is. Wanneer ons God behaag, sal hy kom en hy sal homself in ons verheug. Nou, net hier by die begin, dink ek moet ons kyk ook na Jesaja 33 vers 10, waar die Here vir ons dit baie duidelik stel en sommer so hier uitlig, en hy sê, nou gaan ek ingryp, sê die Here. Nou gaan ek my krag en my grootheid bewys. Is dit nie so dat ons in hierdie dag so 'n goddelike ingrype nodig het nie? As ons in hierdie wêreld rondom ons kyk, as ons kyk hoe mense uit mekaar uit is en hoe mense stikkend is en verniel is deur die aanslae van die vyand, het ons nie so ingrype van God nodig nie. Ja, 1000 maal ja. Dit het tyd geword dat God sal ingryp. Nou by geleentheid, as ek hier na Jesaja kyk, het die Here gesien wat gebeur en hy het vir homself gesê, dit is nou die tyd dat ek sal ingryp en dat ek my krag en my grootheid sal openbaar. Daarom is dit so belangrik dat ons vandag sal toelaat dat God sal ingryp in ons lewens en dat ons nie sal
die struikelblok wees of die hindernis wees nie, want baie keer staan ons in God se pad. Kom ek vertel vir u wat met my gebeur het, 'n hele klompie jare terug. Beleef ons is in 'n gemeente wat nie vir ons finansiëel kan voorsien nie, 'n baie arm gemeente, waar die meeste mense het nie eens 'n werk nie, en die Here het ons gestuur uit 'n wonderlike gemeente uit, waar dit met ons baie goed gegaan het, en ons besighede gehad het, en al die wonderlike dinge. Maar die Here stuur ons na 'n plek toe, ek baie keer gedink het, as die Here vooruit gesê het, wat ons daar gaan beleef, sou ek baie keer vir myself gesê, ek wonder sou ek nog steeds gegaan het. Maar ons was gehoorsaam aan die Here, en ons het die Here gevat op sy woord, en ons het geweet die Here stuur ons na hierdie plek toe, en dit gaan met ons regtig, ons is geseënd, ons het die guns van die Here op ons lewens, maar finansiëel het ons 'n groot tekort, en die Here het vir ons op wonderlike maniere voorsien. Vir lang tye het die Here vir ons regtig hemelse kraaie gestuur om ons te bedien met kos en alles en sulke goed, so wonderlik. Maar een van die broers in die gemeente het 'n plot daar aan die kant uit in Hage, en hy besluit toe nou. Hy gaan nou vir hom 'n paar hoenderhokke opsit, en hy sê vir my eendag, hy sê, pastoor, ek weet jy kry swaar. Ons het nou begin met die hoenders en dit doen goed. Kom sit vir jou 'n hoenderhok op. Nou ek weet van hoenders. Ek het groot geword met in 'n hoenderboerderye en so aan. So ja, en dit lyk so 'n wonderlike plan, en voor ek nog regtig daaroor gebid het, bou ek al 'n hoenderhok. En dit gaan aanvanklik goed, en die hoendertjies groei, en die hoenders word geslag, en dis al die wonderlike goed wat gebeur. En toe eendag, toe ek weer by die hoenderhok kom, toe begin die hoenders net dood te gaan. Hulle het die veeartsenykunde daar gehad, hulle het die Universiteit van Port Elizabeth se veeartsenykunde afdeling het daar gekom om te kyk, as gevolg van 'n kiem wat 'n ander boer na ons grond toe gebring het, het hierdie hoenders nou 'n baie seldsame kiem opgedoen. En nou ry ek, en nou murmureer ek, en ek sê, Here, ek weet nie hoekom nie, maar hoekom vrek hierdie goed nou so, dat het dan nou so goed gegaan? En ek sê, Here, dit was dan nou so 'n goeie plan. En die Here stop vir my, en hy sê vir my, as jy toegelaat het dat ek vir jou iets kon doen, maar jy het in die pad gestaan met jou idees en jou gedagtes, en het aanvanklik goed gelyk, maar nou dat dit met jou nie goed gaan nie, nou wil jy met ek ingryp. En die Here leer my daardie dag, dat ek nooit uit myself uit sal probeer om God se werk te doen nie. Die Bybel is baie duidelik as hy vir ons sê, hierdie geveg is nie julle geveg nie, dis myne, sê die Here. Ons moet net stil wees, ons moet die Here vertrou, dat die Here vir ons sal deurkom. Menslike planne kan baie keer 'n goeie planne wees, maar dit is nie altyd God se plan vir ons lewens nie. So, wanneer ons by hierdie gedagte kom, is dit noodsaaklik dat ons so half 'n bietjie op sy sal staan en sê, Here, ons gaan net op U wag, totdat U ingryp in ons lewens. We will wait upon you, O God, for a divine intervention, op U tyd, op U manier, nie soos wat ons dink nie. Ek herinner my in die skrif wat sê, my wee is nie julle wee nie, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Maar, Paulus skryf in Efesiërs, ons kan verstaan wat God se plan en wil vir ons lewens is, en ek dink dis waar die geheim kom, en baie keer dan mis ons die bonatuurlike ingrype van God, omdat ons in die pad gestaan het, omdat ons eie gedagtes gevolg het, ons eie planne gemaak het, en nie God ten volle vertrou het nie.
Dis belangrik dat ons in hierdie dag sal weet en dan weet dat ons weet, God se plan is die beste plan. Daar's geen ander plan nie. Ons kan plan A en plan B en plan C hê, maar dis ons planne. Maar die Bybel sê vir ons in Spreuke, in die hart van die mens is daar baie planne, maar dis die raad van God wat bly staan. Daarom kom ons staan nie in God se pad nie, sodat hy kan ingryp. Hoe gouer ons uit die pad uit kan kom, hoe gouer kan God ingryp. Wanneer ons met ons rug teen die muur staan en ons weet niks op hierdie aarde kan vir ons nou help nie. Wanneer hulle die laken optrek en sê ons het menslik gedoen wat ons kon doen, dan is dit wanneer God ingryp en 'n wonderwerk doen. 'n divine intervention, hierdie goddelike ingrype in ons lewens. By inleiding wil ek sê dit is 'n goddelike of 'n bonatuurlike ingrype of 'n tussenkoms van God. Iemand het dit eendag so mooi gestel. Hy sê, divine intervention is the supernatural action of God in our lives, where He intervenes in situations to bring about His will and deliverance and protection. It is an act of God's mercy and power to rescue, to restore, and bring a breakthrough to His people's lives. Whether in times of distress, danger, or uncertainty, divine intervention demonstrates God's sovereignty and His commitment to His children. En dit is wat ek glo, wat God wil doen in ons lewens. Hy wil sy wil openbaar. Hy wil vir ons bevryding gee en hy wil ons beskerming bring. Is dit nie wat ons uit die woord van die Here gelees het in Psalm 18 nie? Hy het ons uitgetrek, hy het ons bewaar, hy het ons na veiligheid gebring en hy het ons beskerm teen ons vyande. Daarom kan ons vandag die Here toelaat, kan ons vandag vir God sê, Here, kom en kom in my lewe. Ek staan op sy sodat U kan werk. Dit is belangrik dat ons weer daaraan sal vashou en dat is dat ons vir God sal ruimte gee sodat hy kan werk. En al wat ons kan doen is om onsself in hom te verheug en te verlustig. Nou in die eerste plek wil ek 'n bietjie praat oor die karaktereienskappe van hierdie goddelike ingrype. Waaraan sal ons dit kan sien? What is the nature of divine intervention? In die eerste plek, dit is 'n absolute handeling van God wat aangevuur word deur sy liefde en sy genade. God's intervention is driven by His love and mercy for His people. En kom ons jy kan gaan lees daar in Psalm 103 vers 8 waar die woord sê, die Here is vol meegevoel en ontferming en hy is geduldig en het 'n rykdom van getroue liefde. Hierdie ingrype van God is 'n bewys, dis die kern van hierdie moment wanneer ons dit beleef. Wanneer ons beleef dat God uit die hemel uit na ons toe uitreik om ons vas te gryp en ons uit te trek en uit te red en te bewaar en te beskerm, dan sê die woord meegevoel, ontferming. Hy's geduldig, het 'n rykdom van getroue liefde. In die tweede plek is dit die bewys
van God se perfekte tydsberekening. Prediker 3 vers 11. God gryp altyd op die regte tyd in, al voel dit nie altyd vir ons so nie. Dink maar bietjie aan Lazarus. Lazarus se familie sê vir Jesus, Here, as U hier was, sou U dit kon doen. En hulle het nie geweet dat even 4 days late, he is still on time. Hy is altyd op tyd, al lyk dit nie vir ons so nie. Divine intervention always happen at the right moment. Moet dit nooit vergeet nie. Dit sal altyd op die perfekte tyd wees. Baie keer dan ervaar ons dit 99,99. Dit is so amper asof dit nie gaan werk nie, asof dit nie gaan gebeur nie. En dan hier op die einde, dan kom die Here en dan bewys hy maar net weer dat wat hy bedink nie altyd dit is wat ons bedink nie. Maar God se ingrype is altyd 'n aksie of 'n handeling van sy liefde en genade. Dis altyd op die perfekte tyd. En in die derde plek, God work in mysterious ways. Somstyds kan ons dit nie raak sien nie. Somstyds is dit verborge vir ons menslike oë. Ons dink mos net ten dele, volgens 1 Korintiërs 13. Ons sien net ten dele. Maar eendag sal ons die hele prentjie kry. En baie keer, soos ons 'n pad met die Here loop en ons kyk terug op ons lewenspad, dan sien ons die goed of die tye waar God bonatuurlik ingegryp het, en dan verstaan ons dat dit moes nie op 'n ander tyd gebeur het nie. Dit moes nie op 'n ander manier gebeur het nie. Often we are unaware of how God is working behind the scenes. Romeine 8 vers 28. Baie bekende gedeelte in die woord van die Here. Alles werk ten goeie mee vir die wat God liefhet. Nou sê die Lewende Bybel, God gebruik alles wat met ons gebeur en hy span dit in tot ons voordeel. Hy werk agter die skerms. Ek herinner my aan pastoor Reinhard Bonke wat by geleentheid gesê het, God is always working above the ceilings of our mind. En ek weet dat die meeste van die tye wat God werk, sien ons dit nie. Dis soos die radwerk van 'n horlosie. Jy sien die gesig, maar jy sien nie die ratte wat werk nie. Dis hoe God werk. Somtyds, nou sê Dawid, hy sê, om al hierdie dinge te begryp hoe God werk, is te wonderbaar vir my. Om dit te begryp, dis te veel. Maar wat ek weet, maak my dankbaar. Wat ek weet, laat my God vertrou en glo en weet, hy sal dit doen. En in die vierde plek, hierdie ingrype van God, dit oortref alle menslike en natuurlike beperkings. Wanneer ons nie meer 'n plan het nie, wanneer ons nie meer moed het nie, wanneer ons nie meer weet, hoe gaan wanneer ons uit alles uitgekom het, en ons weet, daar's nou geen plan meer nie, dis dan wanneer God begin werk. Kyk maar in Lukas 1 vers 37. En dit is, dat God is nie beperk, soos wat ons beperk is nie. God werk nie in ons beperking alleen nie, maar hy opereer buitekant ons raamwerk van beperkings, sodat ons binne die raamwerk sy krag en sy heerlikheid
kan beleef. Kom ek vat vir u na 'n kosbare voorbeeld toe in Exodus 14 vers 21 en 22 daar rond, waar die Israeliete voor die Rooi See staan. Hulle kan nie deur die see trek nie, die see is voor hulle. Hulle is in nou te geografies, waar hulle nie teen die kante kan uit en die agterkant is hierdie klomp Egiptenare wat gekom om hulle te verdelg. En al wat hulle het, is die belofte van die Here, dat die Here gesê het, trek, ek sal voor julle uitgaan. Ek sal julle paaie gelyk maak. In die woestyn sal ek riviere maak, en in die wildernis sal ek paaie maak. Dit is God se belofte. En hulle hou vas aan die belofte van die Here. Ek dink jouself 'n bietjie in. Sit jouself 'n bietjie in hulle skoene. En verstaan en kyk 'n bietjie en sê, wat sal ek maak as ek moet voor die Rooi See staan? En my vyand is groot en magtig, groter as ek, agter my, en hy's op pad. Die vuur van sy toren blaas amper in my nek. Ek wil hê jy moet 'n prentjies vir u self skilder, sodat u kan verstaan. En die Here maak 'n pad waar daar normaalweg geen pad is of kon wees nie. Omdat hulle die Here vertrou het. En hier kom 'n wonderlike, bonatuurlike ingrype van God, 'n divine intervention, en hy kloof die see, en hy laat hulle droogvoet deurtrek, en terselfdertyd toe daardie klomp Egiptenare in die see is, toe maak hy dit toe. Sien, God red hulle, en God beskerm hulle. God red hulle van hierdie vyand wat agter hulle is. Hy maak vir hulle bonatuurlike pad oop, en so baie meer as die beperkings wat ons het. God se ingrype oortref alle menslike en natuurlike beperkings. Ek vertrou dat die Here vir u help, en dat u 'n prentjie in u gedagtes vorm van wat beteken dit? Wat is daardie moment wanneer die hemel en die aarde mekaar ontmoet? Jakobus 5 vers 16 sê, dat die gebed van die regverdige het groot krag. Die Amplified sê, the earnest, heartfelt, continued prayer of the righteous makes tremendous power available. Dit maak dat ons hierdie bonatuurlike ingrype van God kan beleef. Die moment wanneer ons God, wat uit die hemel uit na toe ons toe neerbuig om ons te hulp te snel, wanneer die hemel en die aarde mekaar ontmoet, daardie oomblik is daar, soos Jakobus 5 sê, dit is 'n ontploffing wat plaasvind. Dis hierdie bonatuurlike ingrype van God, vir wie niks onmoontlik is nie. Wie ver boodop dat ons ooit kan bid of dink, opereer en funksioneer. Wie altyd betyds is om sy liefde en sy genade aan ons te openbaar. Volgende week praat ons 'n bietjie oor 'n paar Bybelse voorbeelde en waarom is dit vir ons so belangrik dat ons hierdie bonatuurlike ingrype van God sal beleef. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons in hierdie dag so opgewonde kan raak oor u ingrype in ons lewens. Dankie Here dat u vandag vir ons 'n prentjie geskilder het van wat dit beteken wanneer
U uit die hemel antwoord, sodat ons dit hier op die aarde beleef. Daardie moment, wanneer ons hierdie divine intervention, hierdie goddelike ingrype of tussenkoms beleef. Ek bid, Here, dat ons mense wat vandag hierdie woord hoor, so begeerig sal wees om dit te kan beleef, dat hulle geloof in hulle harte sal opwek, Here, dat hulle op sy sal staan en U 'n kans gee, dat hulle vir U 'n tafel sal dek, sodat U totaal en al in krag en in heerlikheid kan openbaar deur hierdie goddelike ingrype in hulle lewens. Ons eer U, Here, dat U omgee. Ons eer U dat U besorg is. Ons eer U, Here, dat U met ons tevrede is. En ons eer U dat U Uself in ons verheug. Ons loof U daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen.